So ons skriflesing vanmôre is Romeine 7, vers 7 tot 12, die 83 vertaling van die Bybel wat ek hier gebruik. Julle weet natuurlik voordat ek dit saam lees dat as dit nie was vir die boek Romeine nie, was ons nog almal Rooms-Katolieke vandag. Dit was juis die boek Romeine wat vir Luther by die punt gebring het om te sê, dis deur genade wat ons gered word en nie deur goeie werke nie. En dis eintlik ons reis vir die volgende paar weke is, juis rondom hierdie gedagtes van Paulus. Maar natuurlik is dit soos boublokkies, né? Elke Sondag het 'n gedeelte wat bykom. En vanoggend fokus ons dan op 'n baie spesifieke gedeelte. Romeine 7 vers 7 tot 12. Wat is dan ons gevolgtrekking? Dat die wet van Moses sonde is? Beslis nie. Inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat dit sonde is om te begeer nie, as die wet dit nie gesê het nie. Jy mag nie begeer nie. Maar deur hierdie gebod het die sonde 'n vasdra plek gekry en elke soort begeerte in my aan die gang gesit. Want sonder die wet is die sonde dood. Voortaan, toe die wet nie daar was nie, het ek gelewe. Maar toe die gebod gekom het die sonde begin lewe en het ek gesterwe. Dit het geblyk dat die gebod wat bedoel was om vir my die lewe te bring, vir my die dood beteken. Die sonde wat deur die gebod 'n vasdra plek gekry het my deur die gebod mislei en my dood gemaak. Die wet is dus heilig en sy voorskrifte is heilig en reg en goed. Wanneer 'n mens die voorafgaande hoofstukke van Romeine lees, vriende, dan kom 'n ou agter dat daar 'n hele debat in Paulus se tyd aan die gang was oor die wet. En wat die rol en die funksie van die wet was. So was daar byvoorbeeld rondom die sonde wat nou verstaan word vanuit die hoek van die wet, 3 hoofrigtings om te dink oor sonde. En weet julle, dis nie eintlik anders vandag. Ek dink baie keer leef ons nog in hierdie wêreld van Romeine. Ek sien die eerste ene wat deesdae dalk nogal baie voorop is dat daar glad nie so ding so sonde in hierdie wêreld bestaan nie. Daar is nie sonde nie. Gaan kyk net wat sommige ouens skryf oor die hele ding van die duiwel en of die duiwel bestaan of nie bestaan nie en of daar sonde is en of nie sonde is nie. Eintlik kan jy maar doen wat jy in jouself glo reg is en dan is dit reg. Dis die een opvatting. Dan is daar die ander ouens wat sê, en dalk het ons in daai era groot geword, toe daar gesê is, alles is sonde. Daar's nie 'n ding onder die son wat nie sonde is nie. Iemand vertel my juis in die week, dat sy groot geword het in 'n ouerhuis, waar jy niks op 'n Sondag gedoen het nie. Dit was sonde. Julle ook so groot geword? Ek onthou my ouma het gesê, op 'n Sondag swem jy nie. Alles was sonde. Dans was sonde.
Daar was 'n ou binne die NG Kerk. Hy was hoof van leer en aktuele sake van die NG Kerk op 'n stadium. Predikant in synodale diens. Hulle het hom Ewels de Beer genoem. Want alles was 'n ewel gewees volgens hom. Alles was sonde. En dan is daar die ouens, soos wat ons ook lees in Romeine 5 wat gesê het. Jong, jy moet net al hoe meer sonde doen. Want hoe meer sonde jy doen, hoe groter gaan God se genade vir jou wees. Jy moet net, jong, jy gaan net sien. En daai wêreld, dit klink nou nogal lekker, nee, as ons net kan doen wat verkeerd is, en dan is God se genade al hoe groter en groter en groter. Die probleem is, vriende, dit is nie heeltemal waar nie. Want sien, God se genade word nie groter en groter nie. Dit was Jesus Christus. En God het self gesê, sy genade vir ons is genoeg. Niks meer nodig nie. Met dit as 'n inleiding, net so in die agterkop rondom sonde en wat sonde is en wanneer 'n ding nie sonde is nie en so meer, wil ek graag by 'n beeld uit. Ek en Karika het op 'n stadium toe ons in Mafeking gebly het, elke liewe maand begroot. En sy weet wat ek gaan sê, spoedkaartjies. Want ek kon net nie verby 'n spoedkamera ry sonder om gevang te word nie. Dit het net gebeur. En weet julle wat was vir my so interessant gewees, is dat ek sou nie onmiddellik die kaartjie gekry het nie, hy sou in die pos gekom het, en dan was daar so 'n mooi fotootjie by wat vir jou gesê het, "You're on candid camera." Julle ken hom, julle ken die gevoel. Jong, en dan was ek woedend kwaad. Man, ek wou slange vang. Want wie sit nou 'n kamera daar op daardie plek? Nee, so asof dit die kamera se skuld is dat ek nou te vinnig gery het. Dis ons hoe ons dink, né? Maar weet julle wat? Ek het ontdek, en nou probeer ek glad nie vinniger as 100 ry nie. Nie eens op die snelweg nie. Dat dit nie die spoedkamera se skuld is dat ek gevang is nie. Dit was ek wat te vinnig gery het. Al wat die spoedkamera gedoen het, was om vir my uit te wys dat ek te vinnig gery het. Dis al. Dis nie die kamera se skuld nie. Dis my skuld. En in 'n sekere sin, vriende, as julle net hierdie prentjie huis toe vat, dan verstaan ons Romeine 7. Want dis Paulus se argument hier. Hy sê dis nie die wet se skuld dat daar sonde in die wêreld is nie. Dis nie die wet se skuld dat ons verkeerd doen nie. Al wat die wet gedoen het, was om 'n helder, duidelike lig op ons lewens te skyn, sodat ons kon raak sien wat ons verkeerd doen. Sodat ons kon raak sien wat fout is en wat sonde is in ons lewens. Sien, die wet is soos 'n spoedkamera. Hy wys vir jou, jy het te vinnig gery. Sommige het in Paulus se tyd geglo dat die wet nie meer geld nie. Amper soos daai ouens waarvan ek net nou gepraat het wat gesê daar's nie sonde nie.
Want hulle het gesê, Jesus het gekom en hy het dan self gesê, hy het die wet kom volbring. Maar dis nie wat Jesus daarmee probeer sê. Jy kan dit in Matteus 6 gaan lees as ek reg onthou. Daai vervul beteken nie dat Jesus gekom het en gesê die wet geld glad nie meer nie. Dis nie asof Jesus gekom het en gesê die wet bestaan glad nie meer nie en daarom is daar nie meer iets so sonde nie. Nee. Wat Jesus kom sê het is dat hy gekom het en hy kom doen het wat ek en jy nie kon doen. Om die sonde in ons lewe uit te kanselleer nie. Om die kaartjie wat ek in die pos gekry het, toe die kamera my afgeneem het, te kan betaal nie. Hy het die kaartjie wat die kamera van die wet van my sonde geneem het, vir my betaal. Nou moet ons mooi 'n onderskeid ook hier tref, vriende. Want julle sien, binne die Joodse tradisie is daar geglo dat die al eerste 5 boeke van die Bybel die Torah was, die wet was. En in daardie versameling van boeke is daar vir die Jode gesê hoe hulle kos moet gaar maak, hoe hulle dit moet doen, hoe hulle dat moet doen, hoeveel tree hulle mag loop op 'n Sondag en al die tipe goed. Of op 'n Sabbat. Maar dis nie die wet waarvan Paulus hier praat nie. Die wet waarvan Paulus hier praat, is die 10 gebooie. En wat saamgevat word in die liefdesgebod. Jy moet die Here jou God lief hê met al jou verstand, jou hele hart, met jou hele mens wees in al jou krag, en jy moet jou naaste lief hê soos wat jy jouself lief het. Daai wet, as ek dit kan noem, het nie verander nie. Daai wet is die spoedkamera wat die kikkie neem van my en jou wanneer ons verkeerd leef. Om regtig te verstaan wat Paulus eintlik hier vir ons probeer sê, moet ons die eerste 6 verse eintlik ook gelees het vanmôre. Want sien wat Paulus in daai eerste 6 sinne sê, verse sê, is eintlik krities tot die res van die verstaan. Want Paulus sê daar dat die wet kan my en jou nie red nie. Die wet is net 'n spoedkamera wat die kikkie neem as ek verkeerd is. Maar die wet kan my en jou nie red nie. Daarvoor het ons Jesus nodig wat die spoedkaartjie betaal. Want ek en jy is bankrot. Ons het nie die geld om die spoedkaartjie uiteindelik te betaal nie. Wat die wet wel doen, is om soos 'n helder groot flitslig op my lewe te kom skyn. Sodat ek kan sien wat die spoedkamera afgeneem het, toe ek verkeerd gelewe het. Daarom kom Paulus in vers 7 en hy sê, die wet op sigself is nie sonde nie. Die feit dat daar 'n wet is nie die rede hoekom daar sonde in hierdie wêreld is nie. En hy vra dit eintlik in 'n soort vraag en dan is daar 'n woord in Grieks wat hy gebruik en 'n hele paar keer dwars deur Romeine gebruik wat vertaal kan word met beslis nie. Paulus kom sê die wet
is nie sonde nie. Die feit dat daar sonde in die wêreld is nie oor dat die wet per se sondig is nie. Beslis nie. Die wet kan nie op sigself sonde skep of veroorsaak nie. Om sy punt te maak, gebruik Paulus dan 'n baie interessante een van die 10 gebooie, naamlik begeerte. En ek het by myself gewonder, waarom sou Paulus nou juis hierdie ene kies? Hoekom kies hy nie steel nie? Hoekom nie moord nie? Dit klink amper erger as om te begeer, nê? Maar hy kies die woordjie begeer. Hy kies die gebod, jy mag nie begeer nie. En die rede daarvoor, dink ek, vriende, is omdat begeerte 'n onsigbare sonde is. Dis iets wat hier binne in jou gebeur, hier in jou hart gebeur, hier in jou gedagtes gebeur. Ander mense kan nie daai sonde in jou sien nie. Net jy weet dit. Net jy weet wat jy begeer en wanneer jy begeer. Sien, sonde, wil Paulus vir ons sê, kan uiteindelik nie net gereduseer, verminder word, verklein word tot 'n uiterlike en 'n sigbare daad nie. Dis nie sonde in die eerste plek nie. Sonde het sy oorsprong in die hart, in die gedagtes, in die gesindhede. Was dit nie Jesus wat self gesê het in Matteus, hy wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds oorspel gepleeg? Hoor julle die konsep? Hoor julle die konsep? In Romeine 12 sê hy dan vir ons verder, laat julle denke vernuwe word. Laat julle denke vernuwe word, sodat julle al hoe meer kan dink soos wat God dink. Sodat julle al hoe meer kan optree soos wat God wil hê julle moet optree. Dan gaan Paulus nog 'n ent verder en hy sê, weet julle, dis nie maar net 'n innerlike ding nie. 'n ding wat ander mense nie kan sien nie. Maar dis ook, in vers 8 sê hy, 'n aktiewe mag. Dis 'n aktiewe mag. Wat op 'n manier in jou lewe 'n vasdra plek kry. Sodat die goeie wat jy wil, jy nie doen nie, maar die slegte wat jy nie wil nie, dat jy dit doen, uiteindelik. Dis 'n mag wat homself partykeer binne die wêreld waarin ons woon en werk sigbaar maak. In oorlog, in gierigheid, in al die goed wat ons kan opnoem, in die spel van mag en oorheersing oor ander mense. Die wet is dus nie per se op sigself boos of sleg of sondig nie. Die paradoks is dit. Is dat sonde partykeer 'n mag is wat in my werk, sodat ek wil begeer. En hoe meer ek die gebod hoor dat ek nie mag begeer nie, hoe groter word die opstand in my. Hoor julle hoe die mag werk? Om te wil begeer. En hierdie mag werk deur halwe waarhede, deur verdraaiings
en deur leuns. Soos Eva in die tuin, waar die slang vir haar kom sê, ag ou Evaatjie, dit gaan nie so erg wees om van hierdie vrug te eet nie. God wil net nie hê julle moet soos hy wees nie. Hy het nie vir haar gejok nie. God wil tog mos net hê dat ek gelukkig moet wees. Niemand sal sien as ek dit verkeerd doen. So kry sonde as 'n mag 'n vasdra plek in my lewe en neem dit my lewe oor. In vers 9 en 10 kom Paulus verder en hy sê, voordat die wet daar was, het ek gelewe. Ek het voluit gelewe. En nou as hy praat van ek, dan bedoel hy die mens kollektief gesproke. Nie net hy as mens, hy gebruik homself as 'n voorbeeld om te sê, maar as die wet nie daar was nie, as ek nie geweet het wat sonde is nie, en omdat ek nie geweet het dat daar sonde is nie, sou ek gelewe het. Ek sou voluit gelewe het. En die oomblik toe die wet daar is, toe bring dit die dood. Want die prys vir sonde is die dood. En is 'n prys wat nie ek of jy kan betaal nie. En wat slegs Christus kon betaal. So het sonde 'n vasdra plek in ons lewe gekry. So het die mag van sonde 'n doodsvonnis vir ons geword. So het ek en jy 'n lewende lijk deur die lewe geword, voor Christus. Eers as Christus in my lewe kom, eers as Christus 'n vasdra plek in my lewe kry, verloor hierdie mag van sonde sy mag oor my lewe. My ontmoeting met God in Christus is nie die einde van my hoop nie, maar die begin van genade onbeskryflik groot. Wat Paulus dan in vers 11 beskryf is dat sonde die wet 'n wapen gemaak het teen ons. Dis die stok waarmee die Satan ons wil kom slaan. Want sonder daai wapen sou ons nooit geweet het wat reg en verkeerd is nie. Dank die Here ons weet nou. En dat ons deur Christus se genade nou die lewe kan hê. En dan sluit Paulus af in vers 12 en hy sê, nou wat moet ons eintlik oor die wet dan nou sê? En dan sê hy die wet is heilig. Waarom? Want God het die wet vir ons gegee. En God gee niks wat sleg is nie. Die wet is tot ons voordeel. Die wet sal vir ons help sodat ons gelukkig kan leef in hierdie wêreld. Dink net aan die ongelooflike ongeluk wat in ons lewens inkom die oomblik wanneer ons nie die gebod eer nie. Wanneer ons steel, beland ons in die tronk. Wanneer ons moord pleeg, word ons lewe selfs geneem. Die wet bring lig. Die wet diagnoseer. Maar die wet kan nie genees nie. Net Christus kan.
Nog 'n beeld, gaan met 2 afsluit. Die een is van 'n spieël. Ek kyk in 'n spieël en ek sien daar 'n ou wat vol modder in sy gesig is. Die punt is, vriende, daai spieël kan nie die modder afwas nie. Hy wys net dat daar modder op jou gesig is. 'n laaste voorbeeld. Ek gaan dokter toe. En hy doen 'n battery van toetse en hy kom agter X is met my verkeerd. En hy gee vir my 'n voorskrif wat ek moet gebruik om uiteindelik gesond te kan word. Dit was nie die toetse wat gemaak het dat ek siek is nie. Die toetse het net gewys dat ek siek is. Dit help nie ek sê, as ek maar net nie gegaan het vir die mediese toetse nie, dan sou ek nie geweet het ek het kanker nie. Ja, dan het ek ook nie die geleentheid dalk gehad om gesond te word nie. Feit dat ek weet, ek is siek, die toets het dit uitgewys en die dokter vir my 'n voorskrif gegee het, gee vir my die geleentheid om gesond te word. So as die wet dan vir ons 'n lig kom wys op ons lewe, dan wys dit 'n helder lig op my en jou lewe. Dat God wil baie graag hê dat ons lewe gered word. Dat ons die lewe sal hê en dit in oorvloed. Amen. Here, ons verstaan dikwels so verkeerd. Ons lewens val uit mekaar, ons is ongelukkig, en 'n groot deel daarvan, Here, lê in die feit dat ons nie die genade aanbod wat U vir ons gee, neem nie. Dat ons nie die voorskrif, die diagnose ernstig genoeg opneem nie. Here, kom skyn 'n lig in ons lewens, sodat ons duidelik kan sien waar ons aan die liefde kort kom in ons verhoudings met mekaar en in ons verhouding met U. Sodat ons die lewe kan kry en dit in oorvloed deur Christus Jesus ons Here. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers.